Wil baie welkom sê aan ons kykers en luisteraars na nog 'n episode van Gesels bietjie les. Ek bied hierdie program aan, ek is Armin Kritzinger en vandag is ons weer saam met ons Hilmer, ek gaan dit sê spesiale gas, Hilmer Carolus. Hilmer, hoe gaan dit met jou vandag? Dit gaan besonder goed, baie dankie. Die Here is nog steeds op die troon en ek is net baie dankbaar aan hom vir die geleentheid wat ons het om so 'n bietjie saam les te kan studeer. Gesels 'n bietjie les. Ja, gesels bietjie les. Gesels bietjie les. Altyd baie lekker vir my en vir ons luisteraars daarso by die huis. Vandag is dit tyd vir les nommer 10, les 10. So voordat ek gaan begin met hierdie les, onthou net dat jy kan julle Bybelvrae vir ons stuur na die e-posadres wat nou daarso op die skerm verskyn, trusthis.word.now@gmail.com en julle kan ook ons webwerf besoek www.trusthis.word.com en daar's Afrikaanse blad daarso ook waar jy Afrikaanse materiale sal kan vind. Hilmer, kan ek vir jou vra om asseblief vir ons vandag te open met gebed asseblief? Sekerlik Armin, kom ons sluit ons oë. Ons almagtige Vader in die hemel, Here, ons wil U alle eer en lof gee want U alleen is lofwaardig. Ons loof U vandag want U is ons skepper en U doen ook die herskeppingswerk in ons lewens en daarom gee ons U alle eer, alle prys en ons kom ook voor U en ons besef dat ons sondige mense is en ons besef Here dat ons tekortkominge het. En daarom bely ons dit Here en ons bring dit voor U en ons vra Here dat U asseblief vir ons, as daar enige sondes is Here wat ons van weet, en selfs die luisteraars by die huis, die kykers, ek bid dat U asseblief dit sal vergewe, dat U ons ook sal reinig met van alle ongerechtigheid en ek bid Here dat U asseblief vir ons die krag sal gee om daagliks oorwinnaars te kan wees. Ons sê vir U baie dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie les te bestudeer en ons vra asseblief dat U woord dan oorwinning sal behaal in elke hart, elke verstand wat ingeskakel is. Ek bid dat U woord sal seëvier in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie Hilmer. Ek geniet dit so baie hierdie gesels bietjie les program want elke Sabbat is ek in die kinderklassies saam met my kinders. So hierdie is 'n geleentheid vir my om bietjie die volwasse les ook deur te gaan in ons gesels bietjie les. So ons kykers daarso by die huis, onthou om te like en te subscribe en ook die video met vriende en familie te deel as jy baat vind by hierdie lesse. So Hilmer, soos wat ek gesê het, ons is by les nommer 10 en les nommer 10 se titel is op wie die eindes van die eeue gekom het. So ek gaan gou vandag vir ons die geskriftuurlesing daarso lees uit 1 Korintiërs 10 vers 11 en 12. Dit sê, maar al hierdie dinge, dit praat van die Ou Testament meestal, het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Hilmer, veral daai laaste sinnetjie daarso, daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Weet, baie keer dan kyk ons na die stories in die Ou Testament en dan dink ons by onsself, weet, hoe kon Eva daai vrug geëet het? Hoe kon die Israeliete gekla het en wou teruggaan Egipte toe? En ons dink, daai mense was darm nou maar dom gewees. Maar Hilmer, as ons eerlik is met onsself, het ons presies dieselfde keuses al in ons lewens gemaak. En vir ons is dit eintlik nog erger, want ons het hulle as 'n voorbeeld en ons kan uit hulle foute uitgeleer het. Ek sê altyd, dit is goed om te leer uit jou foute uit, maar dit is eintlik baie beter om te leer uit ander mense se foute uit, sodat ons nie self daardie hartseer en daardie sonde hoef te smaak nie. So Sabbat se stukkie daarso sê vir ons en praat spesifiek oor baie van hierdie lesse wat ons kan leer uit die Ou Testament. En vir hierdie week gaan ons spesifiek bietjie kyk na Sodom en Gomorra en die storie van Noag wat gebeur het met die vloed. En so voor ons verder in hierdie les ingaan, is daar net 'n gees van profesie aanhaling wat ek gou met ons wil deel en ook met die luisteraars. Dit sê vir ons, as die heiliges van die Ou Testament helder en skynende ligte vir die wêreld moes wees, is ons verplig om helderder as hulle te skyn, omdat ons al die lig het wat op hulle pad van die profetiese verlede geval het, en die bykomende lig wat ons in die lewe van Christus ontvang het. Vollediger profesie openbaar die ware Jehova aan die op wie die eindes van die wêreld gekom het. God het 'n spesiale lig in hierdie tyd van die wêreldgeskiedenis, 'n spesiale boodskap om te verkondig in die verkondiging van die derde engelse boodskap, die gebooie van God en die getuienis van Jesus Christus.
So Hilmer, die hoofidee wat ek kry uit hierdie gees van profesie gedagte is dat vir ons wat vandag lewe het nog 'n groter verantwoordelikheid as die mense in die Ou Testament, omdat ons nog meer lig het en basies ons het hierdie groter verantwoordelikheid daarvoor om te lewe volgens hierdie lig en dit uit te dra. Hilmer, watse gedagtes het jy om met ons te deel oor hierdie konsep van om te leer uit die stories van die Ou Testament? Ja, Armin, jy weet, soms, dis nie net die Ou Testament nie, maar ook, ons het ook die Nuwe Testament as geskiedenis vir ons. Dis waar. En soos jy daar gesê het, jy weet, van hoe ons vra, hoe kon Eva dit gedoen het? Baie mense vra, hoe kon die Jode vir Jesus aan die kruis vasgenaal het? Jy weet, hoe kon die Romeinse soldate so wreed wees en so aan? En tog is dit, as ons kruis toe moet gaan en ons moet eerlik wees, dan is dit my sonde wat vir hom daar vas aan die kruis genaal het. En Ja, dit moet vir ons, soos daardie vers 12 sê, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Jy weet, baie keer dan kyk ons na ander mense en ons kyk hoe ons nie soos hulle moet wees nie, en ons kyk asof ons hoër as hulle is, asof ons staande is en hulle is die mense wat geval het. ja, Maar hierdie maak dit maak vir ons bietjie nugter, jy weet, en om te weet dat ons as ons nie versigtig is nie, kan ons ook in dieselfde in dieselfde stukke val. Maar weet jy wat, op die ander kant, die gees van profesie, 'n sitaat wat jy nou net gelees het, dit is 'n baie hoë standaard wat ons na toe gehou word, wie in die einde woon. En soms kan dit voel asof dit te veel raak vir ons, maar ek likes die volgende vers, vers 13 gee hoop dat ons wel kan doen wat God van ons vereis, en ek wil graag lees. Deel hom met ons asseblief. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Wat 'n mooi belofte. So God vra, pragtig, een van my gunsteling beloftes, en ons hoef nie eens ver te kyk vir wat die uitkoms is nie. Jesus sê, hy is die weg, hy is die uitweg. En so as ons net na hom kyk, en dan, ja, aan die begin, en dikwels sal ons, as ons na Jesus kyk in plaas van mens, dan sal ons ook voel, ons sal minder waardig dalk voel, ons sal voel asof ons altyd hoër kan styg, maar terselfdertyd wanneer ons na hom kyk, dan is hy ook 'n uitweg vir ons, en hy is ook dan ons enigste hoop, sodat ons nie in dieselfde strikke sal val soos die manne en vroue van Dani. Maar ek like die vers 13, en ek dink dit gaan weer opkom terwyl ons deur die week se les gaan. Ja, baie dankie dat jy dit met ons gedeel het, Hilmer. So, dan is ons aanbeweeg na Sondag se deel van die les toe. Die titel daarso vir ons is Die Toorn van die Lam. En dit vra vir ons om te lees uit Openbaring 6 vers 12 tot 17. So vir die van julle wat bekend is met hierdie hoofstuk bevat deel van die seels wat ons vind in die boek Openbaring. So gaan vir ons oopmaak, daai stukkie ek sal vir ons lees, sommer so miskien so van vers 15 af of vers 14. Dit sê vir ons: en die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit. En die konings van die aarde, en die grootes en die rykes, en die owerstes oor duisende en die magtiges, en al die slawe en die vrymense, het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge. En vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die lam. Want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan? So Hilmer, hierso sien ons hierdie prentjie basies van die tweede koms van Jesus. En die les sê vir ons dat hierdie groep mense waarvan gepraat word, ons het hierso slawe, ons het die ryk mense, dit raak aan elke klas van mense in die wêreld. Die les sê vir ons hierso dat dis interessant dat hierdie mense sê nie wie is hierdie persoon wat gekom het of wat doen hy hierso nie. So die vraag wat die les hierso vir ons vra is om te dink oor die mense, hoe hierdie mense reageer wanneer hulle hierdie eindtyd gebeure sien plaasvind.
wat sien jy in hulle reaksie? Hilmer, so wat kan jy raak sien in hulle reaksie? Wel, een van die dinge wat ek oplet en saam met wat die les ook sê is dat in Matteus 24 vers 14 sê die Bybel, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld. Dit wil sê daar gaan 'n tyd wees wanneer die hele wêreld, almal wie lewendig is op hierdie aarde, sal definitief al gehoor het van hierdie evangelie. Sal definitief gehoor het van Christus en wie hy is en wat hy gedoen het en wat hy ook gaan doen en wat hy selfs nou vir ons doen. So die evangelie, die ware evangelie sal uitgaan. Dis wat die Bybel vir ons beloof. En so onmiddellik sien ons dat dis nie net die gelowiges wie weet wie Jesus is nie. Ja. Maar selfs die ongelowiges of die goddeloses, soos in Openbaring beskryf word, selfs die goddeloses weet op hierdie tydstip wie Jesus is. So en hulle kies of hulle het gekies dat daar die aaklige beskrywing in Openbaring hoofstuk 6 dan nou hulle lot geword het. En dis deur ons keuses en dit wil sê as almal lig ontvang het, dan het almal 'n keuse gemaak. Of om gereed te wees wanneer Jesus verskyn, of om ongereed te wees wanneer hy verskyn. En die kykers daar by die huis, die vraag wat ons gedurig deur hierdie lesse moet vra is my hart oorgegewe aan hom? Amen. Leef ek volgens al die lig wat ek het? Alle sondes wat God nou al aan my openbaar het, wat in my is en wat ek gedoen het, het ek dit bely? Het ek dit ook laat staan? Het ek myself daar in daardie bloedsrivier gegooi om skoon gewas te word? Ek wil vir u sê, 1 Johannes 1:7 sê dat die bloed van Jesus reinig ons van alle sonde. Daar's geen sonde wat u aan vas moet hou of klou nie, vriend daar by die huis. U hoef nie te voel dat die bloed van Jesus nie kragtig genoeg is om jou sonde te vergewe nie. Nee, u sonde sowel as myne en Armin se is nie te groot om nie gereinig te word nie. En daarom is ons is bly wanneer ons oor hierdie dinge praat, want die bloed van Christus en die woord van God is nog steeds kragtig en u hoef nie bekommerd te wees nie. Hy sal u nie beskaamd laat staan in daardie dag wat Openbaring 6 van praat nie. Amen, Hilmer, so ek hou van die manier hoe jy dit eintlik gesê het, nou, so hoe dit nou die einde hierso ingebring het met die evangelie, want dit sê basies vir ons hoef nie deel te wees van daai groep mense op daardie dag wat se tande gaan kners en wat gaan weghardloop en hulle gesigte wil weghou van, jy weet, Jesus wat kom op die wolke nie. So daar gaan 'n groep mense wees wat baie bly gaan wees as Jesus kom. Daar gaan 'n groep mense wees wat baie hartseer gaan wees as Jesus kom. En altyd van hierdie mense weet presies wie hy is. Altyd van hierdie mense het 'n keuse gemaak. En op die einde van die dag, vir elkeen van ons, luisteraar daar by die huis, myself en vir Hilmer, ons het 'n keuse om te maak watse groep ons wil wees as dit kom by Amen. wat gaan gebeur op daardie dag. So in die laaste dag gaan baie verlore, nie oor gebrek aan kennis nie, maar dit gaan wees oor ongehoorsaamheid en die feit dat ons nie ons harte sag gemaak het vir die woord nie. Ja. Ongehoorsaamheid en trots is die ander ding wat hierdie week ook sterk deurkom. God se volk in die laaste dag sal daar 'n geslag, 'n generasie wees wat nie gered is omdat hulle ingelig is nie, maar hulle is gered deur hul gehoorsaamheid. Ja, en die goeie nuus van ons luisteraar daar by die huis is, as jy dink aan gehoorsaamheid, dan is dit bewerkstellig in ons lewens wanneer ons 'n totale oorgawe maak aan Jesus en wanneer ons geloof sit in sy woord. Dis gehoorsaamheid is net 'n slegte woord of 'n lelike woord as ons op ons eie krag staat maak om te probeer om gehoorsaam te wees, want dan is dit ietsie onmoontlik. Maar wat ook vir my mooi uitkom uit hierdie stukkie uit in Openbaring waar hulle hierso vir ons sê waar die mense weet wie hy is en waar die evangelie aan die hele wêreld gegaan het, is God is 'n regverdige God. God kom nie terug om mense te straf omdat hulle net 'n gebrek aan kennis gehad nie. Ek sê altyd Jesus kom nie terug vir net mooi mense of net slim mense of net ryk mense nie. Daar gaan mooi mense en slim mense en ryk mense wees in God se koninkryk, maar die spesifieke ding wat hy terugkom is geloof. Hy het gesê ek probeer nou dink aan die Afrikaans. Dit is basies as die seun van die mens terugkom aarde toe, gaan hy geloof vind.
Hy het nie gesê gaan hy mense met 'n hoë IQ vind of met baie geld vind of wat baie aantreklik is vind nie, maar dit gaan daarso oor die geloof. So Hilmer, dan is ons terug aan daarso. Armin, Ja. As ek net mag, daardie toring, ons moet ook dit baie mooi verstaan. Daardie toring van God, dis nie 'n uitbarsting van woede nie, maar dit is slegs God se regverdige oordeel teen sonde. Ja. En vir luisteraar by die huis, onthou God se karakter is liefde. Is altyd liefde. Nie net partykeer liefde nie. Selfs wanneer hy die straf uitdra, is dit ook uit liefde uit om die heelal te beskerm teen sonde en ook om die sondaar se lyding van sonde tot 'n einde te kan bring. So Hilmer, as ons weer terug gaan hierson na 'n Sondagse deel van die les toe, daar in Matteus 24 vers 36 tot 44, as ek daarso vir ons oopmaak in die Bybel, sê vir ons, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. Net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die Mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik gegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het, voordat die sonvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal die koms van die Seun van die Mens wees. Dan sal daar twee op die land wees, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Hilmer, baie mense in die wêreld, en ek praat spesifiek van mense in die Christelike kerk, as hulle kyk na hierdie stukkie in die Bybel, dan glo hulle in 'n geheime wegraping. Ek dink meeste van ons Christen vriende wat nie deel van ons spesifieke kerkvennootskap is nie, hulle glo heel moontlik in 'n geheime wegraping. Hilmer, as Jesus hiersos vir ons sê dat dit gaan wees soos die dae van Noag, wat probeer hy eintlik hierso vir die mense sê? Praat hy van 'n geheime wegraping of wat probeer hy vir die mense verduidelik? Wel, die vloed was wêreldwyd en die vloed, dit wat gekom het, wat beloof was iets wat almal geaffekteer het. Almal het dit gesien. Of jy nou deel van die ag was in die ark of jy deel van die horde mense buite was, almal het dit ervaar en gesien. Dit wil sê dat en ek dink ons het een of ander tyd ook op 'n vroeër les ook hieroor gepraat, dit gaan sigbaar wees. Elke oog sal hom sien. Dit sal ook hoorbaar wees. Want die Bybel praat in 1 Tessalonisense 4 van 'n geroep, 'n stem van die aartsengel. Dit praat van 'n bassein wat weer klink. Ook in Matteus 24 praat die Bybel van soos en selfs Lukas 21 ook, soos weerlig sal dit wees, jy weet, as jy jou oë toemaak, Armin, daar waar jy vandaan kom, op die daar waar die donderstorms so uitbars en so, en as daar die weerlig, al maak jy jou oë toe, sal jy nog steeds weet wanneer daar weerlig was. So, daar is geen geheim, ek weet, God is nie geheimsinnig nie. Alhoewel hierdie teksvers vir ons sê, God weet alleen wat die uur en die dag en die tyd sal wees. Dis nie vir ons om dit te weet nie. So, al wat ons moet weet is, Jesus het vir ons kom sterf. Ja. Hy dien as bemiddelaar vir ons nou, in die allerheiligste. Die bloedbank is oop. Ons het genadekans om reg te maak en reg te lewe. En hy gee ons die krag om dit te doen. Ja, amen. En dis wat ons moet weet. En alles wat alles met betrekking tot ons verlossing. Daarmee is God nie geheimsinnig nie. Selfs ons verlossing uit hierdie aarde uit. Daar is geen geheim nie. Jy weet, ons sal weet wanneer Jesus gekom het. So, kyk weer eens, dalk het jy al met iemand gepraat oor die geheime wegraping, of dalk is dit iemand wat selfs nou kyk wat daarin glo. Kom ons gaan studeer weer God se woord aangaande die wederkoms. Jy sal sien dat dit dit gaan ook 'n baie groot gebeurtenis wees en 'n vreugdevolle een ook vir die wie hom aanvaar het. Ja. Jy weet, jy hoef nie soos die goddeloses aan die berge toe te hardloop daardie dag nie. Nee, God het alles beskikbaar gemaak en alles in sy vermoë het hy gedoen om ons tot redding te bring. Al wat ons moet doen is om onsself oor te gee aan hom en daagliks deur elke woord wat uit sy mond uitgaan te leef. Amen, Matteus 4 vers 4, net daarso, mooi.
En ek soos wat jy nou net gesê het, dis die Vader alleen wat die dag en die uur weet. En dis nie vir ons nodig om dit te weet nie. Net soos wat dit vir Noag en sy familie nie nodig was om die presiese uur te weet wanneer die reën en die vloed gaan kom nie, solank as wat hulle in die ark was. Solank as wat hulle by die ark was en solank as wat ons gereed is, solank as wat ons daai verhouding met Jesus het, dit is die belangrike ding. En so die hoofidee vir my maar basies daarso van Sondag se les is daardie twee groepe mense wat gaan staan aan die einde van die tyd. En weer eens 'n gees van profesie gedagte wat ek met ons wil deel. Dit sê vir ons die oordeel sal gehou word volgens die reëls wat God neergelê het. Volgens die wet waaraan mense nou geroep word om te gehoorsaam, maar wat baie weier om te aanvaar, sal almal geoordeel word. Omdat karakter daardeur getoets word, sal elke mens sy regmatige plek in een van twee groepe vind. Hy sal of heilig aan die Here wees deur gehoorsaamheid aan sy wet, of met sonde bevlek wees deur oortreding. Hy sal of goed gedoen het deur in geloof met Jesus saam te werk om die morele beeld van God in die mens te herstel, of hy sal kwaad gedoen het deur die verlosser te verloon deur 'n goddelose lewe. Christus sal hulle van mekaar skei, soos 'n herder die skape van die bokke skei. Hy sal die skape aan sy regterhand plaas en die bokke aan sy linkerhand. Dan sal mans en vroue besef dat hulle lewenskeuses hul ewige bestemming bepaal het. Hulle sal beloon of gestraf word volgens hulle gehoorsaamheid aan of oortreding van die wet van God. So heel meer die mooi deel weer eens mense wat duidelik deelkom is daai twee groepe mense. Daar's of 'n groep mense wat bevlek is as gevolg van hulle ongehoorsaamheid, of daar's 'n ander groep mense wat geheilig is deur hulle gehoorsaamheid aan God. En jy het dit nou al 'n paar keer gesê in ons les vir vandag en ek wil dit net weer herhaal. Dis baie hartseer wanneer mense dink dat hulle kan nie gehoorsaam wees aan God se wet nie. Want daar's net twee groepe mense. Daar's 'n groep van mense wat gehoorsaam is en 'n groep mense wat nie gehoorsaam is nie. En as jy daai een groep uitskakel van gehoorsame mense, dan los jy net een groep oor en dis die mense wat verlore is. En dit is baie slegte nuus as dit regtig die waarheid sou wees. So daar's definitief daardie eerste groep van die twee groepe 'n gehoorsame groep. Hiermee as ons kom by maandag se deel van die les, dan praat dit bietjie oor Noag se evangelisasie. Okay, ons gaan bietjie kyk weer daar na Matteus 24 vers 37 tot 39. Vir ons leser by die huis, onthou enige tyd kan jy ons luisteraar by die huis, enige tyd kan jy die video net pause en jy kan die verse gaan lees en ons wag net hierso vir jou, ons sal nêrens heen gaan nie. So in Matteus 24 vers 37 tot 39 vertel dit vir ons bietjie oor die dae van Noag. Hilmer, hoe was dit in die dae van Noag en watter ooreenkomste vind ons bietjie met ons tydperk vandag? As ons kyk vandag se dae en die dae van Noag. Wel, wanneer ons kyk na Genesis 6 en ook Matteus 24, dan sien ons die gedagtes daar in Genesis 6, die gedagtes van mens was altyd gedurig deur net sleg. Dit was ook vol geweld. Die aarde gevul, sien ons daar in vers 11 ook. En dan kyk ons na ander dinge wat ook daar plaasgevind het, soos die eet en die drink en die Soos dit verkeerd om te eet om te drink? Vertel bietjie vir ons luisteraars by die huis. Hulle gaan dink is verkeerd om, want dit sê mos daarso in Matteus 6 vir ons, hulle het geëet en gedrink, hulle het in die huwelik gegaan. So party mense lees dan aan wonder hulle, is dit verkeerd om te eet om te drink, is dit verkeerd om te trou? Wat beteken Jesus met daai woorde? Dit het te doen met die bedoeling daarmee. Waarom eet ons? Waarom drink ons? Eet en drink ons net om lekker te kry en om self te vervul en om plesier aan self te bring, of doen ons dit sodat ons gesond kan wees, sodat ons evangelie kan verkondig? Jy weet, waarom het ons lief? Is dit om God eer te bring, of is dit om self plesier te vind vir self, ja. 'n lekker tyd te gee. En dit is waarom dit neerkom. Waarom doen ons hierdie ding? Dis die vraag wat jy jouself moet vra, jy weet. En as dit is om God tevrede en plesier te bring, om vir hom plesier te bring, dan sal jy dit doen op die manier wat God dit wil hê. Wat God dit aanbeveel en ook hoe God sê ons moet leef, hoe hy sê ons moet eet, wat hy sê ons moet eet, wat hy sê ons moet drink,
vir wie hy sê ons liefde moet toon, jy weet. Ja. So dis die dinge wat die probleem gewees het vir die mense voor die vloed, was dat hulle dit gedoen het vir self en nie vir God nie. En in hierdie laaste dae is God op soek dieselfde soos hy vir Noag gevind het en Noag genade in sy oë gevind het, is God ook vandag op soek aan mense wie vir hom die heerlikheid sal bring, want dis waarvoor ons geskape is, Armin, om vir hom heerlikheid te bring. En as God ons so geskape het, dan is dit nie omdat hy is selfsugtig en hy wil al die heerlikheid en die eer hê. Nee, God weet dat dit is soos 'n kar, 'n 4x4, as ons nou 'n 4x4 moet gebruik. 'n 4x4 is gemaak, ja, jou Hilux ekstreem. 'n 4x4 is gemaak om af van die pad af te ry. Jy weet, of grondpaaie en so aan. En om vir daardie 4x4 en vir ons, die een wat dit ry, om dit regtig te geniet, dan moet jy vir hom geniet daar waar hy voor gemaak was. Ja. En God weet, hy het vir ons geskape om vir hom heerlikheid te bring, so hy weet, ons sal regtig eers net gelukkig wees wanneer ons vir hom heerlikheid bring. Ja, dis waar. En wanneer dit gebeur, dan het ons identiteit in hom. Ons leef nie in verwarring nie, ons leef nie in onsekerheid nie. Nee, ons is standvastig in hom. Jy weet, en so wanneer ons kyk na die mense voor die vloed, het hulle vir God minag en onag en oneer. En dis waarom God so erg geword het, God self, jy weet, jammer gewees het dat hy selfs die mens geskape het. Maar hy was nog steeds getrou en genadig en 120 jaar Armin. Ja. Ek weet nie van iemand wat deesdae tot hy ouderdom geleef het nie, maar as ons kyk na 120, ek is nou maar in my 40s, ek gaan nou nie die spesifieke ouderdom gee nie, maar ek gee het maar ook, ek is maar nou 44, nog baie jonk Armin. Maar dink net weer hoe lydsaam God is, hoe lankmoedig hy is, deur om vir daardie volk 120 jaar te gee van verkondiging van die evangelie, van verkondiging van hoe om gered te word en wat om te doen om gered te word. Maar dit wys net weer hoe liefdevol God is, soos jy gesê het, selfs in dit bly hy liefde. Ja. En ja, ek dink dis belangrik om na te kyk. Ek wil iets anders noem, aangaande simbole en profesies. Wanneer God sê, ons moet kyk na die dae van Noag, is Jesus is ook baie spesifiek watter tyd in Noag se lewe. Dit is voor die vloed, want baie mense wat, jy weet, ek kom nou terug na daardie 2 groepe wat jy net nou van gepraat het, daar was net 2 groepe voor die vloed. En een groep het in die ark gegaan, en die ander groep wat buite gewees het gekies om daar te bly. Nou, ons kan nie na Noag se dade na die vloed kyk en dieselfde lesse en afleidings, ja. Vir ons tyd nie, weet, want as ons kyk na Noag was regverdig in die tyd wat Jesus dan sê ons nou moet kyk, wat ook in ons tyd gaan wees. So daar gaan 'n volk in ons tyd wees wat soos Noag genade in God se oë vind. Daar gaan 'n volk wees van God in die laaste dae wie die evangelie verkondig, en daar gaan 'n volk wees wie rein gaan wees van hart en van lippe. Jy weet, en soos die 144.000 beskryf word daar in Openbaring hoofstuk 7 en hoofstuk 14. Daar gaan so 'n groep wees. Nou baie mense kyk na Noag en wat hy na die vloed gedoen het, jy weet, en dat hy dronk geword het en so aan. Maar dis nie, Jesus sê nie, kyk na Noag se tyd na die vloed nie. Dit is spesifiek voor die vloed. Die rede waarom ek dit noem is sodat wanneer ons studente die Bybel studeer, moet ons moet nie byvoeg of weghaal van wat gesê word nie. Ons moet dit eenvoudig net neem soos dit is en
en nie verder afleidings maak wat nie van ons gevra of verwag word. Ja, baie dankie. Dit is 'n mooi herinnering daar wat jy met ons gedeel het. Ons luisteraars ook by die huis. En soos wat jy gesê het, die heerlikheid wat ons vir God gee, om heerlikheid vir God te gee is basies om sy karakter te openbaar en hy weet dat dis in onselfsugtige liefde wat sy karakter is waar ons geluk sal vind. En soos wat jy gesê het, voor die vloed, as ons kyk na voor die vloed of daar rondom die tyd van die vloed en ons kyk na vandag se wêreld, dan sien ons hierdie die mensdom beweeg in hierdie rigting van lewe vir jou eie plesier en nie vir God se heerlikheid nie. En soos wat jy genoem het oor die eet en die drink, weet, ons glo nie jy word gered deur wat jy eet of wat jy drink nie, maar ons kan ook nie nalat om vir mense te sê dat die Bybel sê baie duidelik, wat jy eet of wat jy drink, jy moet eer vir God gee in alles wat jy doen nie. So ons kan ook nie maak asof dit niks is nie. Daar's 'n rol vir al hierdie dinge om te speel in ons verhouding met Jesus. Ons word verwag om vir God die heerlikheid te gee in alles wat ons doen. Nou Hilmer, die les raak nou aan 'n spesifieke deel hierso van daai storie van Noag en dit gaan oor die prediking van Noag. En dit sê dit lyk asof daar geen resultate was nie en mense sou gesê het, daar's geen vrugte nie en dit was nie suksesvol nie en 'n mens kan baie mismoedig word. En baie kere as ons uitgaan en dan preek ons en dan gee ons die boodskap vir mense, miskien aanvaar niemand nie of niemand wil na ons luister nie en dan sê ons maar, ag, jy weet, dis maar net soos Noag, jy weet, niemand het na my geluister nie of ietsie soos dit. Ons net weer eens 'n paar aanhoudings uit die gees van profesie, so 2 wat ek net met ons luisteraars by die huis wil deel oor hierdie spesifieke punt oor die evangelisasie van Noag. Dit sê vir ons dat Henog het aan sy kinders herhaal wat God aan hom oor die vloed gewys het. En Metuselag en sy seuns wat lank genoeg geleef het om na Noag se prediking te luister, het gehelp om die ark te bou. So Metuselag, vir die van julle wat weet, sy naam beteken basies, weet, in die jaar wat hy sterf gaan die vloed kom of ietsie soos dit. En hy en sy seuns het gelewe in daardie tyd van Noag en hulle het nie net na sy prediking geluister nie, hulle het hom ook gehelp om die ark te bou. Dan sê hy, dit is in Patriarge en Profete, dan sê die gees van profesie ook vir ons, aanvanklik was baie mense ontsteld deur hierdie boodskap. Jy weet dat 'n vloed gaan kom, dit kan mense nogal ontstel. Sommige het dit geglo en sommige het in die geloof gesterf. Maar na mate die tyd verloop het die boodskap sy krag oor die sorgelose, wêreldliefhebbende mense verloor. Hulle het alle gedagtes aan gevaar vergeet en vir Noag uitgelag omdat hy 'n ark op droë grond gebou het. Maar steeds het die bouwerk voortgegaan. Noag het sy geloof deur sy werke getoon en deur sy geloof en werke het hy die wêreld veroordeel. Soos Noag die wêreld gewaarsku het, so moet die volk van God in hierdie tyd die wêreld waarsku. Deur hulle geloof en werke moet hulle die wêreld veroordeel. Hulle sal dieselfde goddelose teenstand teekom as wat Noag in sy dag ervaar het, maar hulle moet nie faal of moedeloos word nie. God roep manne wat verstandig sal handel en ernstig sal stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. So Hilmer, van hierdie 2 gedeeltes uit die gees van profesie, kan ek sien dat daar is mense wat na Noag geluister het en wat hom geglo het en wat die boodskap geglo het tot die dag wat hulle gesterf het. Dis net dat hulle het gesterf voordat die vloed gekom het. Dis wat dit hierso vir ons sê. Sommige het dit geglo en sommige het in die geloof gesterf. So ons moenie dink dat niemand het na Noag geluister nie. Daar was mense wat na Noag geluister het. Al was daar net 8 mense op die ark gewees, die ander mense het nou net voor die tyd gesterf. En dan die ander mooi gedagte uit hierdie stuk is dat Noag het sy geloof getoon deur sy werke. Dis asof ons hierso op gesels bietjie les, ons praat oor Jesus, ons praat oor die tweede koms. As mense na ons lewens kyk, moet hulle ook kan sien dat ons is besig om praktiese voorbereiding te maak in ons lewe vir Jesus se koms. As Noag gepraat het oor 'n vloed, hy het gepraat oor weet reën wat gaan kom en al hierdie tipe dinge, maar hy het nie 'n ark gebou nie. Dit het nie gelyk asof hy besig is om voor te berei nie. So die mense hom nog minder ernstig opgeneem het as wat hulle reeds gedoen het en hulle het hom reeds vir hom gelag en hom uitgejou. Maar sy werke en sy geloof het lyn in lyn met mekaar gestap. Hy het gepractice what he preached. Hy het uitgeleef wat hy gepreek het. So, Hilmer, het jy miskien ietsie kort wat jy miskien met ons luisteraars daarso by die huis kan deel as hulle evangelisasie werk doen en hulle voel mismoedig? Watse moed kan jy 'n bietjie met hulle deel? Jy weet, albei Armin en myself het al pogings aangewend, jy weet, evangelisasie pogings soos ons dit noem, en selfs Bybelstudies gehou. En soms as jy na jouself kyk en jy maak op jou eie kragte staat,
dan sal jy definitief mismoedig raak en voel asof jy 'n mislukking is. Maar God sê sy weë is nie soos ons weë nie. En sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. En hy sê dat in sy woord sê hy vir ons in Jesaja dat ons hoef nie te worry van sy woord nie. Dit sal nie ledig terugkom nie. Ja. Dis 'n belofte eerstens. Hoe dit gebeur, wanneer dit gebeur, dis nie ons plig nie. Ons is net gevra om die werk te gaan doen. En ek wil dit ook nie daar los nie, Armin, want ek wil ook sê daar's tye wanneer jy by 'n plek kom en jy preek die evangelie en mense is onmiddellik ontvang en aanvaar hulle die evangelie. Maar dan hoor jy ook later hoe hulle tyd terug het iemand 'n saad geplant en so aan en nou het jy nog gekom en gewater. Jy weet, Ja. God het jou nog gebruik om dit te doen. En soms begin jy iets en met vertroue kan jy dan verder gaan, jy weet, jy hoef nie die hele tyd op een plek te staan en te voel jy gaan eers aanbeweeg wanneer almal dit aanvaar het nie. Nee, laat God die werk dan, laat die Heilige Gees die naprediker wees Amen. in die harte van mense. En ons sal verbaas wees eendag vir al die mense, jy weet, wat saam met ons in die hemel sal wees. Vir wie ons gedink het, nee, hier stof ek maar my voete af, jy weet, hier is geen hoop hier. Ja. En as Maar dit ons sal lekker gesels. Ons gesels nou bietjie, maar ons gaan baie gesels oor sulke gevalle in die ewigheid. Dan gaan selfs ons baie les, ja. En so ook van my kant af wat ek ook net kan sê is vir ons luisteraars by die huis ook is altyd belangrik vir ons om te onthou wat ons opdrag is om evangelie te verkondig. En ons weet dat daar is baie mense wat nie die boodskap gaan aanvaar nie en dit is mense se vrye keuse. Ons dwing nie mense nie. Ons gee net vir elkeen 'n geleentheid om hulle 'n keuse te kan maak. Hilmer, dan as ons kyk hierso na Dinsdag se deel van die les, nou beweeg ons weg van Noag en die vloed af en ons beweeg nou na Sodom en Gomorra toe. So dit vra vir ons daarso om te lees uit 2 Petrus, Judas en dan ook Jesegiel. Ek gaan vir ons gou vinnig daai Jesegiel stukkie oopmaak. So as ons kyk na Jesegiel 16 vers 49, dan praat dit bietjie oor van die probleme wat hulle daarso in Sodom gehad het. Dit sê, kyk, dit was die ongeregtigheid van jou suster Sodom. In trotsheid, Hilmer, jy het vroeër bietjie oor die trotsheid gepraat, oorvloed van brood en sorgelose rus, het sy en haar dogters geleef, maar sy het die hand van die arme en behoeftige nie versterk nie. So Hilmer, as ons kyk na hierdie spesifieke vers, net vers 49, ek weet baie keer as mense dink aan Sodom en Gomorra, dan dink hulle, jy weet, aan die seksuele sondes wat daar plaasgevind het, en ons gaan nou nie vandag, weet, diep daarso indelf nie, ek seker mense het al baie daarvan gehoor, en ons wil nou nie YouTube met ons video afval vandag nie, so as julle meer inligting wil hê, trustyswordnow@gmail.com, en ons kan vir julle meer vertel. Maar as ons kyk hierso na vers 49, wat is van die probleme wat spesifiek hier genoem word, wat in Sodom was, en hoekom Sodom vernietig was? Ja, ons sien, soos u genoem het, hoogmoed, daar is weer hoogmoed, trots. Ek sien weer kos, kom weer 'n oorvloed van kos, 'n oormaat van kos, en dan ook, is dit ydelheid of luiheid? Ja, jy weet, te veel vrytyd, ja. En te veel vrytyd, ja, dis te veel me time. en niks sorg vir die armes nie. En dan natuurlik ook weer eens die seksuele dinge, jy weet, waarvoor Sodom dan ook bekend was. Vandag sien ons dieselfde in moderne samelewing, Armin. Ons sien materiële trots. Om meer te kry vir jouself. Jy weet, dis weer iets waar daar die trots vandagse mense, die meerderheid leef net vir self. Daar is nie tyd vir ander nie. En selfs, jy weet, want daar is selfs mense wie vir hulle self social justice warriors noem. Maar dis eintlik net klomp pratery en debatteer links, regs, jy weet, veg met die mond. Maar niemand kyk eintlik na die armes nie, jy weet, en die Here sê, sorg julle vir hulle. Jy weet, selfs vir ons as Adventiste, die Sabbat is eintlik 'n simbool vir diegene
wie omgee verander. Dis waaroor die Sabbat eintlik gaan, dat ons na die armes moet kyk. En nie net praat daaroor nie en veg daarvoor nie, maar dit eintlik moet doen. Ja. Maar as ons materialisties is, dan sal ons dit nie doen nie. Jy weet, ek kyk altyd op 'n Sabbat wanneer mense kerk toe kom, dan moes nou die wat minder bevoorreg is as ander. Ons moet altyd kyk wie is daar om na hulle op te kyk, sal hulle ook daardie Sabbat dalk 'n bord kos het. En so aan, en dikwels gaan hoogmoed, gaan trots en selfsugtigheid, al hierdie dinge gaan saam. Jy weet, en selfsug lei na verwerping van God. Jy kan nie 'n Christen wees in hierdie laaste dae, of in enige tyd Christen wees en selfsugtig wees nie. Jy weet, het is of jy dien jouself, of jy dien vir God. Ja, is interessant wat jy genoem het, kos kom jy weer voor hierso. So ons teruggaan na die begin toe in Genesis, waar die Here vir hulle gesê het, weet, van al die bome kan julle eet, net nie van hierdie een nie. Dit lyk amper asof aan die einde van die dae, weet, gaan ons terug na al hierdie sondes en probleme van die mooi en perfekte dinge wat die Here in die begin gemaak het, soos die familie, wat Satan nou aanval, daarom het ons al hierdie seksuele probleme en sondes in ons wêreld. Net vandag was ek en my vrou gewees, ons het deur die stad gery, en ons is bietjie lank gesit daarso by die rooi lig, want dit is nou Junie maand gewees, en daar's mense wat geloop het daarso in die straat, en hulle het hierdie mooi reënboogvlaggies gehad. Ek is altyd so opgewonde as, weet, mense so opgewonde is oor die Bybel en die tekens wat die Here vir ons gegee het daarso in Genesis. Ek weet nie presies, weet, hoekom hulle in hulle onderklere was en mekaar gepiet het op die bout nie, maar dit is 'n bietjie snaakse dinge wat ons in die wêreld, weet, sien wat gebeur. Veral nou hierdie maand van Junie, en so sien ons dinge wat in Sodom gebeur het, sien ons definitief in ons wêreld. Nie meer as ons kyk na Woensdag, nou beweeg ons 'n bietjie weg weer van Sodom en Gomorra, nou is ons hier so by die storie van Abraham. So die lesvraag vir ons om te kyk na Genesis hoofstuk 18 vers 17 tot 32. Ek gaan dit vir ons oopmaak, net so 'n bietjie vinnig verduidelik daarso, is die Here wat Sodom en Gomorra gaan verwoes. So ons is nie regtig weg van Sodom en Gomorra af, is nog min of meer dieselfde storie. Maar dis Abraham wat intree vir Sodom en Gomorra, en Abraham sê basies, weet, wat as al 50 mense is? Wat as al 40 mense is? Wat as al 30 of 20 mense is? So vir ons luisteraars by die huis, julle kan kyk hierso na hierdie stukkie in Genesis hoofstuk 18 hierso, en hy het nog verder met hom gespreek, en miskien sal al 40 gevind word. En die Here sê, ek sal dit terwille van die 40 nie doen nie. En dan sê hy weer later 30 gevind word, en dan sê hy weer 20 gevind word. Dan sê hy self, ek sal dit terwille van 10 nie verwoes nie. So gaan die nommer af en af en af. So die vraag hieronder basies wat die les hierso vir ons vra, as ons kyk na hierdie storie, wat leer ons oor die karakter van God? Oor hierdie storie, hoe hy sê, weet, vir 10 is ek gewillig om nie die stad te vernietig nie. Hieronder, wat leer ons van die karakter van God uit hierdie verhaal? Wel, eerstens, God is regverdig. Hy is ook deursigtig, want hy laat toe dat Abraham bietjie redeneer met hom, jy weet, en meer as dit, God is genadig, lankmoedig, lydsaam, geduldig, en dis alles, wanneer ons oor die eindtyd praat, dan praat ons altyd van God se toorn, jy weet, en dat God die veroordelaar is en die oordelaar is. Maar soos jy vroeër gesê het, ons moet nooit sig verloor dat God is geheel en al altyd liefde. En al hierdie ander dinge is dit kom van 'n bron af, en daardie bron is liefde. En God is daardie liefde. En wanneer ons sien wat God bereid is hier met Sodom, wat hy bereid is om te doen, jy weet, selfs vir 10 mense, wys dit vir my dat God se hart is eerstens en verlangend om mense te red. Redding is vir God 'n prioriteit. En daar is 'n lied in Engels, jy gaan dit maar nou in Engels sê, jy kan dit maar vertaal, maar sê, sukkel maar met die Engels. He will leave no stone unturned. Die lengtes wat God sal gaan om vir ons te red, man,
dit kan nie met enigiets anders vergelyk word nie, of enige iemand anders vergelyk word. Ja, dit is Hy het ons so liefgehad, Armin, dat hy sy enige gebore seun vir ons gestuur het, om te kom sterf, 'n wrede dood, te kom sterf ter wille van ons. Man, groter liefde as dit kan mens nie vind nie. Ja, en ook vir ons luisteraars daarso by die huis, dis nie dat Abraham met die Here onderhandel het en hom probeer om meer genadig te maak nie. Die Here het van die begin af geweet dat daar is nie eers 10 regverdige mense in die stad nie. Dit was Abraham wat basies moes besef het dat die mense daarso is baie slegter as wat hy besef het of wat hy gedink het. Die Here het nie net gegaan om net te verwoes vir enige spesifieke rede nie. Of vir net omdat hy wou nie. Daar was spesifieke redes gewees hoekom hy dit gedoen het, en dit help ons om te verstaan hoe die Here oordeel en hoe hy regverdig is. En daarom sê daardie selfde deel aan die einde van die les, van daai dag se les, sê dit vir ons, voordat die Here kom in die finale oordeel gedurende die 1000 jaar, sal ons die geleentheid hê, waar die boeke oopgemaak sal word en wat ons deur die boeke kan kyk en kan sien. Mense kom daar in die Nuwe Jerusalem gedurende die 1000 jaar en hulle sê, "Hey, hoekom is daai twee ouens van gesels bietjie les? Nie hierso in die hemel nie." En dan kyk hulle daarso deur die boeke en dan sien hulle, okay, dit is hoekom en dit is hoekom en so. Die boeke, luisteraar by die huis, die boeke is nie daar vir God omdat hy vergeet of enigiets soos dit, omdat hy 'n lysie wil hou van alles wat ons verkeerd doen nie. Die boeke is daarso vir ons en vir die engele, omdat ons nie alomwetend is en alles kan sien van alle oogpunte af nie. Dit is die bewyse wat daar is vir ons is om te kan sien dat die Here regtig regverdig is. Dit is die oogpunt wat ons gebruik om daarna te kyk. En dan Hilmer beweeg ons aan na donderdag se deel van die les toe. Nou as ons kyk na Daniël hoofstuk 7. Hilmer, baie mense raak bietjie bang as hulle kyk na Daniël hoofstuk 7, want dit het mos nou daai klein horingkie en die anti-kris, en voor die klein horingkie is daar nog hierdie ander 4 verskriklike diere wat uit die see uitkom. En Daniël hoofstuk 7 is 'n mooi hoofstuk, die profesie, en dit gee vir ons geloof in die betroubaarheid van die Bybel. Maar Hilmer, 'n groot deel in Openbaring hoofstuk 7 is ook die oordeel wat daarso inkom. En partykeer kyk mense dit bietjie mis. So ek gaan vir ons lees daarso uit Openbaring by Daniël hoofstuk 7. Ek sê sommer Openbaring, jy weet, want daai twee boeke gaan ons nou eintlik hand in hand saam. So in Daniël hoofstuk 7 vers 14 sê dit daarso vir ons, en aan hom is heerskappy en eer en koningskap. Dit is aan hom gegee. En al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. So Hilmer, daarso met donderdag se deel van die les basies is die hoofidee daarso vir ons dat Daniël hoofstuk 7 het basies goeie nuus vir ons. Dit gaan nie net oor die klein horingkie nie, maar die goeie nuus van Daniël hoofstuk 7 is hoe daai klein horingkie basies afgeskaf of vernietig word en hoe die koninkryk oorgegee word aan die seun of aan God se mense. So die vraag wat ek daarso aan jou wil bring, Hilmer, aan die einde van die vraag sê vir ons, dink daaraan dat jy in die oordeel staan met al jou geheime voor ons heilige God ontbloot. Wat is jou enigste hoop wanneer daardie oordeel plaasvind? Hilmer, wat kan jy deel met ons luisteraars daaroor? En die goeie nuus is dat Jesus ook daar is. Dis presies. En Jesus en sy geregtigheid is my enigste hoop, Armin. Dis ook jou enigste hoop en dis ook die kykers se enigste hoop. Hy staan as ons voorspraak, daar in 1 Johannes 2 vers 1. Sonder hom is ons verlore. En so in hierdie laaste dag, dan wanneer ek voor God staan, dan sê ek nie ek nie, maar Christus in my. Jy weet, ons staan in sy geregtigheid. En ons word geregtig verklaar weens sy geregtigheid. Ons leef ook 'n lewe van geregtigheid weens sy geregtigheid. Ja. Nie ons nie, weens syne. En ons hoef niks te vrees nie, want hy, ons herder, hy is met ons. So, vriend daar by die huis, Jesus is op ons kant. Die Vader is op ons kant. Die heilige engele is op ons kant. Ons kan nie verloor
in hierdie In hierdie stryd nie, ja. in hierdie stryd, in hierdie groot stryd. Ons kan nie verloor nie. Die enigste een wat kan maak dat ons verloor is ons eie keuse teen hom of Dis waar. ons keuse vir onsself en nie vir hom nie. Jy weet, maar as Christus in my is hy die een wat in staat is, tot alles in staat is. Hy is die een wie vir ons bemagtig en bekragtig om dinge te doen wat hy vra ons moet doen. En man, ons kan nie verkeerd gaan nie. So Ja, so dis mooi wat jy gesê het daarso. So hierdie idee van weet jy gaan in die oordeel staan en al jou geheime gaan uitgelê word. Die enigste rede hoekom jy bekommerd of bang moet wees vir daardie gedagte is wanneer jou lewe nie oorgegee is aan die Here nie. Maar as jou lewe oorgegee is aan die Here, dan hoef jy nie bekommerd te wees oor al daardie tipe dinge waaroor mense weet so dikwels bekommerd word nie. Want Jesus se geregtigheid gaan vir jou instaan in die oordeel. En ons praat nie net van die geregtigheid van 2000 jaar terug toe hy op aarde was nie, maar sy geregtigheid wat hy uitlewe binne jou vandag. Jesus het nie net in die vlees gekom 2000 jaar terug nie, maar hy kom ook in die vlees vandag wanneer ons lewe oorgee aan hom, leef hy sy lewe uit binne in ons. Amen. Hilmer, so dan is ons ongelukkig nou weer hierso by Vrydag, die laaste deel van die les. So daar's 'n paar vrae daarso om te bespreek wat ons na kan kyk vir Vrydag. So daar's 4 vragies. Okay. Vraag nommer 1. Jesus het aan sy disippels gesê, ek sien daar's 'n spelfout daarso in die les. Jesus het aan sy disippels gesê dat hulle in die wêreld is, maar dat hulle nie van die wêreld is nie. Hoe kan ons verantwoordelikheid om die wêreld te wen met ons behoefte om ons vlekkeloos te bewaar van die wêreld balanseer? So my vinnige gedagte is hierso is soos 'n boot wat in die see is, maar sodra die water in die boot is, dan gaan die boot begin sink. So ons is in hierdie wêreld, maar ons moet nie van die wêreld wees nie. Ons moet die invloed op die wêreld hê. Die wêreld moet nie die invloed op ons wees nie. Weet so baie keer Hilmer, weet dan trou mense met ongelowige mense aan sê hulle nee, ek gaan 'n voorbeeld wees vir hulle en ek gaan hulle wen vir Jesus. Dan gebeur die presies die teenoorgestelde. Hulle is die invloed vir jou vir die wêreld en hulle wen jou vir die wêreld. So definitief ons moet by die werkplek, by die huis, in jou familie, by die kerk, waar ook al jy is, jy moet die een wees wat jou lig laat skyn na die wêreld en jy moet nie toelaat dat die donker van die wêreld jou lig uitneem nie. So as ons kyk na vraag 2, daarso Hilmer, vraag 2, ek voel ons het hom al 'n bietjie geantwoord toe ons gepraat het oor Noag se deel in hierdie les. Wat leer Noag se publieke bediening voor die vloed ons oor hoe die groot stryd werk? So weer eens, daar sê dit voor die vloed. Jy het 'n bietjie vroeër in die les vir ons daai beklemtoning weer gesê, dis 'n spesifieke tyd voor die vloed. Op watter manier vertolk ons dieselfde rol vandag? So, dis nie net om vir mense te sê dat Jesus kom binnekort terug nie, maar dis om vir mense te help om voor te berei vir die tweede koms van Jesus, sodat hulle gereed sal wees. As Noag net vir mense gesê het dat 'n vloed gaan kom en hy het nie 'n ark gebou en vir mense genooi om op die ark te kom nie, dan was dit hopeloos geweest, want jy sê net vir hulle die slegte nuus, maar die goeie nuus moet daarmee saam gaan. Ja. Net nog 'n gedagte, soms is ons bang om die woord te verkondig, want ons wil nie mense op mense se tone trap nie, soos ons soms sê. Maar Noag se prediking het eintlik sy wêreld verdeel in daardie twee groepe. Die verkondiging van die woord bring verdeeldheid. Die waarheid lok altyd 'n reaksie uit, jy weet. En vandag speel ons dieselfde rol. Ja. Ons is 'n stem namens en vir God in 'n bose wêreld. En as ons predikasies mense lei om afskeid te neem van sekere dinge in die wêreld en selfs afskeid van sekere vriende in die wêreld en soms selfs familie. Jy weet, nie dat die woord en die aanvaarding van die woord outomaties sê jy mag nie meer met mense praat nie, maar die verdeeldheid wat kom is wanneer mense nou jou nuwe lewe sien en nou voel hulle ja, maar jy kan nie vir ons vertel nie hoe was jou verlede en al hierdie dinge en die geregtigheid wat God deur jou uitleef. Ja. Weerspreek ook hulle lewens en so dit bring ook verdeeldheid. Maar ons hoef nie bang te wees nie, weet Noag het nog steeds aangehou en seker gemaak dat hy die opdrag wat God hom gegee het nie net uitgedra in woord nie, maar ook uitgeleef soos ons voorheen gesien het. Ja, amen. Okay, Hilmer, dan is ons kyk na vraag 3 en 4. Ek sal vraag 3 vat en dan gee ek vir jou vraag 4. Ek gaan vir jou die moeilike een gee. So vraag 3 sê vir ons,
Jy weet, voordat die sondaars vernietig gaan word met vuur uit die hemel, dis aan die einde van die 1000 jaar, wek God hulle uit die dood uit op en hy laat Satan toe om vir 'n kort rukkie saam met hulle te werk. Watter redes kan jy aan dink waarom dit as laaste stap nodig sou wees voordat God alles regstel? So ek wil hierdie vraag op 'n ander manier vra. Party mense sê, weet, mense sterf mos nou klaar op hierdie aarde of mense gaan sterf wanneer Jesus kom by die tweede koms. Hoekom wek hy hulle nou weer op? Weet dat hulle nou moet sterf. Wel, die eerste punt is dat almal sterf die eerste dood. Die goddeloses en godse mense. Daai eerste dood is nie die oordeel van die sonde nie. Dis nie dat godse mense ook daai oordeel van die sonde sterf het nie. Jesus het gesterf op die kruis. Een van die bates wat ons vind by sy gesterf op die kruis is dat almal, of jy goddeloos is of nie goddeloos is nie, gaan weer opgewek word. En dan die tweede punt wys dit vir my dat dit maak nie saak hoeveel keer die Here hulle sou opwek uit die dode uit nie. Hulle het klaar hulle keuse gemaak. En dit wys net vir almal in die heelal dat keuses word gemaak, soos wat Openbaring sê, weet, die wat heilig is sal heilig bly en die wat ek kan nou nie die Afrikaans so mooi nie. Die wat nou nie heilig is nie sal nie heilig bly nie. So net daai gedagte dat weet keuses word gemaak en dit wys vir ons weer eens die regverdigheid van God van hoe dit maak nie saak hoeveel kere hulle sou opwek uit die dode uit nie. Hulle keuses is vas. Okay, Hilmer, vraag 4 vir jou. Terwyl jy die verhale wat ons hierdie week bestudeer het, oordink, watter waarskuwings vind jy daarin vir jou lewe? Wat leer hierdie verhale jou oor jou hoop in Christus? Ja, dit leer vir my dat ek nie op self afhangend moet wees nie. Want selfs God se volk in die Ou Testament en in die Nuwe Testament het op tye afvallig geword. En hoop lê daarvoor nie in ons eie geregtigheid nie, maar alleenlik in Jesus se geregtigheid. En dis slegs volle oorgawe aan hom wat verlossing bring. 100%. En die vraag wat ek my elke dag moet vra, is en kyker u ook vir u self moet vra, is my hart oorgegee aan hom? Leef ek volgens al die lig wat ek ontvang het? Is alle sondes wat aan my geopenbaar was, het ek dit bely, het ek dit laat staan? Is Jesus in my? Het ek my deur oopgemaak toe hy daar staan en klop? En ek dink as ons positief daardie vraag beantwoord, dan kan ons in vrede en vreugde in 'n bose, onaangename wêreld kan ons dan leef en uitstaan vir Christus deur om vir hom eerlikheid te bring. Baie dankie Hilmer dat jy eintlik nou so mooi vir ons afgesluit het met die les met so 'n mooi gedagte. So ek wil vir jou sê baie dankie dat jy vandag weer vir les 10 saam met ons was by Gesels bietjie les. En ook vir ons kykers, onthou om te like en te subscribe en te deel met familie en vriende as jy 'n baat hierby gevind het. En 'n hoofgedagte van die les is definitief moenie op self staat maak nie, maar maak staat op Jesus en sy geregtigheid. Ek sal vir ons sluit met 'n woord van gebed. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat ons weet dat daar's 2 groepe mense wat gaan staan in die laaste dae. En dit is nie moeilik of onmoontlik om deel te wees van die groep mense wat gehoorsaam gaan wees aan u wet nie. Die moeilike deel is om ons self 'n volkomme oorgawe te gee aan u. Die gehoorsaamheid deel is die makliker deel want dis deur geloof in die skepende krag in u woord wat u dit bewerkstellig in ons lewe sodat ons soos Jesus kan wees. As ons weet dat as ons vir Petrus moes vra hoe moeilik was dit om op water te loop, hy het besef dit was nie as gevolg van sy eie krag nie, en so kan ons ook besef dat dit as gevolg van ons eie krag dat ons gehoorsaam kan wees aan u nie. Help ons om 'n totale oorgawe te maak vir myself en vir Hilmer en vir elke luisteraar daar by die huis dat ons kan lewe volgens die lig wat u vir ons gegee het, sodat ons werklik 'n lig kan wees in ons gemeenskap en in die wêreld. Ons vra ons bid dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Baie dankie luisteraar by die huis dat julle saam met ons gedeel het vandag in Gesels bietjie les vir les 10 en onthou om weer volgende week in te skakel vir les 11, dan gesels ons bietjie les.